Goeienaand broers en susters in die Here. My naam is Michael, maar jy kan my vir my Michael noem, of sommige mense noem my prof. My vrou sê altyd vir my man, jy's 'n lopende Bybel. Ek was baie bevoorreg in my lewe dat ek teologie gestudeer het tot op meestersgraad. En deel van my studie was om te kyk na die wêreldse gelowe. Gekyk na Muslim, Allah, ons het gekyk na die Hindus, kyk na Hare Krishna, die Boeddhiste. Verskillende vertalings gelees, elkeen het sy eie Bybel, die Moslems het die Koran, die Vasti van die Hindus, die Hare Krishna, en so aan, ek gaan voort. En ek het iets baie interessant ontdek, is dat van al die gelowe in die wêreld is 'n geloof wat ons almal ken, Christendom. En ek het gekyk na die stigter van die verskillende gelowe en wat my baie getref het is van hierdie Christen geloof is daar 'n persoon met die naam van Jesus. En in alle gelowe is dit die enigste geloof wat praat van die lewe na die dood, die opstand. Toe besef ek, maar daar is hoop in Christendom wat ander gelowiges nie gee nie. Nou ek was baie bevoorreg 2 weke gelede, 3 weke gelede om vir Annie vir die eerste keer te ontmoet. Ons was per ongeluk, nie per ongeluk, ons was per begrafnis hier in Report vir my niggie en my maat hier kom bly. En die Sondag kom ons deur en ons moet toe voor aan die drusie. Sy vra vir my, bid tog my seun. En ek gaan in die kamer en ek sien hierdie eensame man wat lê op hierdie bed. En jy sal nie verwag nie dat baie keer dink ons dat ons is sterk genoeg, dat ons het soveel stamina, ons het soveel krag, maar daar kom 'n tyd wanneer ons op 'n sieke bed lê, waar jy alleen is. Job sê, dat ek was alleen toe ek gebore was, en ek gaan alleen sterwe, en ek ontmoet vir Annie, en ek vra vir myself, hierdie man was op 'n stadium baie groot, hy was sterk, ek kon alles vir homself doen, maar vandag lê op die bed. En die eerste vraag wat ek vir hom vra, met my studies in my agtergrond, is, weet hy waarin hy op pad is na die dood? Want jy weet, broers en susters, die dood is nie die einde nie, maar die dood is die begin van 'n nuwe lewe. My pastoor, jammer, ouderling, toe hy opstaan en hy begin Johannes 14, toe sê ek so, o Here, hy begin in my boodskap preek, want die Here het vir my gisteraan gesê, vanoggend opgestaan, toe sê die Here, praat met my mense oor die hemel. Weet u wat is die hemel? Weet u waarheen is die op pad na die dood? Ek was bevoorreg om te kyk, om 'n studie te doen oor baie wat ons noem die scientists, die wetenskaplikes, en daar was een van die wetenskaplikes wat sê dat as ons doodgaan, gaan ons soos die stof wees, ons gaan terug na sand toe. Ek weet, baie het gekom met die filosofie van reïnkarnasie en evolusie en so aan. Maar kom ek sê vir u, dat Johannes 14 vers 2 sê vir ons, dat Jesus sê vir sy disippels, dat kyk, ek gaan heen, en ek gaan vir julle 'n plek voorberei. Broers en susters,
Die hemel is 'n plek. Die hemel bestaan. Die hemel is 'n werklikheid. Ek gee nie om wat 'n wetenskaplike sê nie, maar as ek terugkyk na die Bybel, gee die Bybel vir my soveel antwoorde wat die Koran, die Vashti, al hierdie geskrifte nie vir my kan gee nie. Ek wil graag hê dat my broer Wes, kan jy gou langs my kom staan en hou die Bybel. Nou, ek is 'n persoon wat nooit notas gebruik wanneer ek 'n boodskap voorberei nie. Dat ek praat dit wat in my hart is. Is dit reg so? Dis baie goed om die Bybel te lees, want dis waar ons antwoord is. Dit maak nie saak van wat 'n kerk ons kom. Ek onthou toe ek 15, 16 jaar oud was, groot geword in die Rooms-Katolieke kerk, waar ek altyd 'n priester geword het. Maar toe besef ek, maar daar's geen manier dat ek 'n priester kan word nie, want ek is te lief. Ek het agtergekom dat as ek 'n priester word, kan ek nie meer trou nie. En daar's geen manier vir 'n man om sonder 'n vrou te wees nie, want God het gesien, dis nie goed dat Adam alleen moet wees nie. So jy het 'n Eva nodig, en dank die Here vir ons Eva. So ek wil vir u vanaand sê, die hemel is 'n plek. Vanaand weet ek dat Annie is by die regte plek, want toe ek vir hom bid, toe vat hy sy bril en hy sit sy bril op sy oë en hy kyk vir my en daar's 'n glimlag op sy gesig. 2 dae voor hy sterwe, toe sê ek vir sy suster, vir my suster Nadia en die man, kom ons bid en vas vir u. Kom ons soek God se aangesig. Laat ons weet, wat is die plan van die Here vir Annie? Moet hy nog steeds lewe, of is dit sy tyd om huis toe te gaan? En 2 dae daarna toe kry ons die boodskap dat hy's terug, hy's hemel toe, hy's huis toe. En sy suster sê vir my dat die leksbaar, of die persoon wat by die leks sê dat dit lyk asof hy 'n glimlag. Hy lê met 'n smile. Nou my vraag, as jy moet sterwe vanaand, sal daar 'n glimlag op jou gesig wees, of gaan daar 'n klaglied op die gesig wees? Die hemel is 'n plek. Nou kom ons gaan gewoon na die boek van Openbaring, hoofstuk 21, en ons lees vers 2. Wat sê die boek van Openbaring? Wat is die hemel? Openbaring 21, vers 2, lees het vir ons. Wat sê die Bybel daar vir ons? Jy kan my mic gebruik. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, die meerdal van God, uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hy sê dat ek sien die nuwe Jerusalem, wat van die hemel af, en hy sê, dit is 'n stad. En hierdie stad het 'n naam, Jerusalem. En Jerusalem kom van die woord Shalom, wat beteken die plek van Shalom, vrede. So die hemel is 'n stad. Nou lees vir ons gou vers 18 en vers 9. Eers vers 10 en vers 11. Vers 10. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal, vers 11. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Vers 8. Nou wat sê vers 18 ons? Hoe lyk hierdie Jerusalem? Vers 18. En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. Is hy gereed om op die strate van God te stap? Is hy gereed dat wanneer hy hierdie wêreld gaan verlaat, dat hy sal kom in 'n stad waar die engele vir hy gaan verwelkom, die nuwe Jerusalem, die plek van God,
Die plek van blydskap. Nou gee hy verder in Johannes 7 vir ons, dat hy sien 'n gesig van hierdie plek wat hy noem, die hemel. Nou die vraag is, sal ons almal in hierdie hemel kan ingaan? Dis 'n vraag. Is die hemel bestem vir elkeen van ons wat vanaand hier sit? Ons weet, in is by die regte plek. Hy is by die beste plek. Vandag kyk in, mense maak mekaar vanaand dood oor God. Maar in die hemel, verbeel jou dat jou bed is van God. Jy slap in ketting of in 'n kussing of komberse en 'n duvet van goud. Verbeel jy jou tafel is van goud. Ek praat van die hemel, die plek wat die Here vir ons voorberei het. Maar die vraag is die hemel vir ons almal voorberei? Nog lees vir ons dieselfde hoofstuk 21 vers 27. Wat sê die Bybel vir ons? Openbaring 21 vers 27. En daarin sal nie inkom iets wat veronreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net vir die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Daar is een voorwaarde. Is jou naam opgeskryf? Ek praat nie van 'n register, 'n bevolkingsregister van Namibië nie. Ek praat van, is jou naam in die hemel voorberei of opgeskryf? My vraag is, hy sê dat nie almal kan inkom in hierdie stad nie. Jou naam moet opgeskryf. My vraag, vra vir die persoon langs jou, is jou naam in die boek van die lewe opgeskryf? So daar sal van u wees wat in hierdie nuwe Jerusalem sal ingaan, die hemel waarin u vir u gaan wag. Maar daar gaan van hulle wees wat nie kan ingaan. Nog kom ons gaan na hoofstuk 22, dieselfde boek van Openbaring. Dan lees jy vir my vers 14 en vers 15. Wat sê Openbaring 22 vers 14 vir ons? Openbaring 22 vers 14 en 15. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat leuns lief het en doen. Sê vir die persoon langs jou, Here, help my. So daar sal van hulle wees wat in die stad ingaan, maar hy sê, maar daar gaan van hulle wees wat beide die stad gaan wees. Nou my vraag is hy vanaand in die hemel of is hy beide die? Die Bybel sê nie 'n kerk nie. Dit maak nie saak van wat 'n kerkgenootskap is nie. Dit gaan nie oor kerk vanaand nie. Dit gaan oor, is jy gereed om hemel toe te gaan? Maar ongelukkig gaan daar van hulle wees wat buite gaan wees. Vra vir die persoon langs jou, gaan jy beide die hemel wees of in die hemel? Nou kom ons gaan verder wat die Bybel sê. Openbaring hoofstuk 20 vers 12. Wat sê die Bybel vir ons? Lees vir ons Openbaring hoofstuk 20 vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen. Daar en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is veroordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Die Bybel sê daar gaan 'n tyd wees wanneer ons almal voor die regterstoel gaan staan. Hy sê klein en groot. Het u geweet dat jou kind van 10 jaar, van 9 jaar, gaan voor die Here moet staan en sal sê, wat het ek met my lewe gedoen? Almal
niemand is gevrywaar om voor die Heer. My vraag, is jy gereed vanaand as u tot sterwe kom? Wat sal jou werke van praat? Hy sê, en die boek is geopen, en elkeen se werke gaan geopenbaar word, gaan gelees word. My vraag is, wat is jou geheime? Vra vir die persoon. Jy kan vanaand jou geheime wegsteek, maar jou geheime word opgeskrewe. Wat is jou werke wat jou man nie van weet nie? Wat is jou geheime wat jou kinders nie van weet nie? Wat is jou geheime wat jou pastoor nie van weet nie? Wat is jou geheime man en broer en suster? Vanaand sê die Here, die werke gaan geopenbaar wees. Lees vir ons verder wat sê verder. Die see het die dode gegee wat daarin was, en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is veroordeel elkeen volgens sy werk. Vers 14. En die dood en die doderyk is in die poel van die vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Vers 15. En as dit bevind is dat iemand nie geskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Here help ons. As jy nie vanaand hemel toe kan gaan nie, is daar tweede plek. Nie ek sê dit nie. Wat sê dit? Die Bybel. So my vraag, is u gereed vanaand? Die vraag wat almal sê, is dat, wat kwalifiseer my soos in die vanaand, om in die poorte van die stad in te stap, of om buite te staan, waar die poel van die vuur is. My broer en my suster, die hel is nie geskape vir ek en u nie. Die hel oorspronklik is bedoel vir die duiwel en sy vervale engele. Die Here wil nie hê dat almal of elke persoon moet hel toe moet gaan nie. Maar die vraag is, wat kwalifiseer my? Wat moet ek doen vanaand om soos in die seker te wees dat ek gaan in die stad van God instap? Vra vir die persoon langs jou, weet jy waarin is jy op pad? Wat moet ek doen om in te gaan? Kom ons kyk wat sê die woord vir ons. Jesus sê in Matteus 18, lees gou vir ons Matteus 18, dan begin jy van vers 2 af. Wat moet ek doen om in te gaan in hierdie koninkryk van die Here? Matteus 18 vers 2, wat sê die Bybel vir ons? So kom ek my tap daar so uit, want ek weet, ek gee altyd 'n probleem. So is goed om 'n Bybel te hê. Ek sien nou, hy is die Engelse Bybel. Ek soek Matteus 18, lees sommer vir ons van vers 2 af. En ek vers 1 is en ek goed lees van vers 1 af vir ons. Matteus 18. Ja. So maak so lank jou Bybel oop. Vers 1. 18. In daardie tyd, ek lees nou die Nuwe Lewende Vertaling. In daardie tyd het die disippels na Jesus toe gekom met die vraag: wie van ons sal die belangrikste wees in God se koninkryk? Jesus roep toe 'n klein kindjie nader en laat die tussen hulle staan. Toe sê hy: as julle nie met ander oë na die lewe begin kyk en soos die kindertjies word, sal julle beslis nie die koninkryk van God ingaan. As jy nie soos 'n kind kan wees nie, kan jy die koninkryk van die Here. Nou my vraag is, ek is nou al 55 jaar oud, hoe kan ek weer 'n kind wees?
Nou ons ken, nou lees gou Johannes hoofstuk 3 vers 3. Ek gaan gou maar daar. Nou Jesus, hulle sê, wie is die grootste in die ou vertelling? Sê, wie is die grootste in die koninkryk? En Jesus spring 'n kind en hy sê dat as jy nie kan verander en wees soos 'n kind, kan jy die koninkryk van die hemele nie ingaan. So beteken, jy moet ingaan, daar's 'n deur om in te gaan. En wat jou kwalifiseer, is om soos 'n kind te wees. Nou my vraag is, hoe kan ek wees soos 'n kind wees? Nou ek gee baie goeie voorbeeld in Johannes hoofstuk 3. Daar was 'n baie bekende skrifgeleerde met die naam van Nikodemus. Ons ken almal van Nikodemus. Hy was 'n pastoor en hy het 'n doktorale graad in teologie gehad. Baie interessant as jy kyk na die geskiedenis, ons noem dit die eksegese. Gaan jy lees dat hierdie man kom na Jesus. Hy was 'n dokter in teologie en hy kom na Jesus met soveel vrae. En die Bybel sê, as jy lees van vers 1 af dieselfde Johannes hoofstuk 3 gaan sommer daar, kom hy na Jesus toe in die nag. En hy soek antwoorde. Want hy weet dat hy bestudeer nou die Ou Testament wat ons lees, wat die Joodse geskrif is, word genoem die Talmud. Dit is die Ou Testament van Genesis tot Maleagi, is die Ou Testament. Dit was die Bybel in Jesus se tyd. Nou Nikodemus was 'n geleerde van die Bybel, van die Ou Testament. En hy kom na Jesus toe met 'n vraag. 'n Vraag wat ons almal het in die nag. Want hoekom Johannes in die nag na Jesus gekom het, in Johannes hoofstuk 3 vers 1, is omdat hy skam was. Wat sê die mense? Vanaand wil ek vir jy sê, al sê die mense wat, my broeder? Al sê die mense wat, my suster? Hou jou lamp aan die brand. Nou, ek lees gou vir ons Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3 vers 3. Jesus antwoord en sê voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 4. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou die vraag wat Nikodemus vra, Jesus sê, jy kan alleenlik in die hemel inkom as jy wedergebore is. Beteken is dat daar's 'n verandering wat plaasvind, nie net in jou gedagtes nie, maar ook in jou hart, waar jy sê, Here, ek is 'n sondaar, Here, vergewe my. En hy sê, dit gaan jou kwalifiseer om in die hemel of in die koninkryk van die hemel in. My vraag is, waar staan jy vanaand? Die Here het my vanaand gestuur met 'n boodskap om vir u te sê, die hemel wag vir u, maar is u gereed vir die hemel? Wat ek het weer sê, die hemel wag vir u, u wag vir u, maar is u gereed vanaand? Waar staan die saak vanaand? Kan jy vanaand sê dat ek is gereed om die stad van die hemel in te gaan? Nou baie mense vra vir my altyd, nou waar is die hemel? Vra vir die persoon dat jy, waar is die hemel? Wat sê die Bybel vir ons? Waar is die hemel? Ons weet die hemel is 'n plek. Ons weet die hemel is 'n stad van God, maar waar is die hemel? Iemand sê toe vir my, nee, die hemel is iewers in Kuwait. Iemand sê vir my nou die dag, nee, die hemel is iewers in die Nylrivier dan in Egipte. Wat sê die Bybel vir ons? Kom ons gaan gewoon na die woord van die Markus hoofstuk 16 vers 19. En dan lees jy ook Lukas hoofstuk 24 vers 50. Sê vir die persoon langs jou, hierdie mannetjie ken sy Bybel. Markus 16 vers 19. Markus 16 vers 19. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Het hy neergedaal na die hemel.
het hy verdwyn na die hemel. Wat sê die Bybel? Hallo? So dis op. Waar is die hemel? Bo. Nou, my vraag is, hoekom het Jesus, toe hy die dood opgestaan het, sê die Bybel, het hy deur die muur gestap en aan die disippels verskyn? Hoekom het Jesus nie net verdwyn en in die hemel gekom? Hoekom moes hy opvaar, sodat sy 11 disippels kan sien, die hemel is bo en dis nie onder die grond? So die hemel is nie rondom ons nie. Die hemel is 'n plek, beteken die groot of die vinnigste vliegtuig kan nie in die hemel kom nie. Nou daar is 'n organisasie in Amerika wat ons noem NASA. Hulle het al die afgelope 30 jaar in die ruimte ingegaan om te gaan kyk na die maan, en hulle praat nou van Mars, die planeet, en hulle stuur die teleskope uit en hulle wil kyk, is daar lewe in die ruimte, in the universe, soos hulle in Engels sê. Nou die rede hoekom hulle na die maan toe gaan en na al hierdie planete wil bestudeer, is dat hulle sit met die vraag, die wetenskaplike, is daar 'n lewe behalwe die lewe op die aarde? Nou my vraag is, hoekom moet hulle al dit opgaan met die vuurpyl en nie onder die grond? Want daar is iets in die ruimte. As ek kyk na die sterre, as ek kyk na die maan, nou die Bybel sê in Psalm 8, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Die mense kind dat u hom besoek. Nou beteken as die Here 'n besoeker is op die aarde, beteken hy kom van 'n ander plek. Dat u is so belangrik in die hande van God, dat die Here vanaand sê, dat ek wil jou besoek, ek wil jou huis besoek, ek wil jou familie besoek, maar my vraag, is u vanaand gereed, wanneer die Here gaan klop aan die deur van jou huis? As die Here vanaand vir jou kom besoek, om te sê, ek kom neem jou, is jy gereed vir God se besoek? Nou soos ek vir julle gesê het, die dood is maar net die begin van 'n nuwe lewe. Soos ouderling gesê het, dat die dood is nie die einde nie. Die dood, ons is maar net hier op hierdie aarde as 'n tydelike, op 'n tydelike tyd. Die vraag is, jy sal nooit weet wanneer die Here u gaan besoek nie. Nou die vraag is u gereed vandag? Kom ons lees Lukas hoofstuk 24 vers 24 vers 50. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap, en hulle was geduldig in die tempel en God geprys en gedank. Amen. So beteken Jesus was opgeneem in die hemel. Nou my vraag, ek doen ook wat ons noem wetenskap. Ek is eintlik meer in die publieke gesondheid, dis my studies ook. En ek het begin studies gelees van mense, wetenskaplikes, wat 'n studie doen oor mense wat by die dood, hulle noem dit 'n near-death experience, waar mense op die operasietafel is, en wanneer hulle gees hulle liggaam verlaat, en dan sien hulle wat rondom hulle gaan. Nou, as wetenskaplikes kan bewys, dat hierdie liggaam is maar net 'n huis, 'n tydelike woning. En jou geestesmens is wie jy is, en hierdie geestespersoon sal vir ewig en tot in ewigheid, tot ewigheid sal lewe. Dat van stof is jy gemaak, en van stof sal jy terugkeer. My vraag, as jy hierdie stof gaan los,
Jou gees moet iewers gaan. My vraag is, waarheen is jou gees op pad? Van jou gees gaan staan voor die regters toe. Nou, ek wil weer afsluit met die boodskap, die vers wat ouderling vir ons gelees het. Lees weer vir ons Johannes 14, maar dan gaan jy na vers 2 toe. Ek wil met die skrif afsluit. Johannes 14. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Nou my vraag is, weet u, die dag toe u gebore was, in die hemel het die Here al klaar jou huis gebou. Jou woning wag vir jou. Maar terwyl jy op hierdie aarde is, hang dit van u af, of u hierdie woning gaan beerwe of nie. Jesus het klaar op die kruis van Golgotha die prys betaal toe hy kyk en hy gesê het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het vergifnis uitgespreek, nog voordat hy sonde gaan doen. En toe Jesus aan die kruis sterwe, toe roep hy uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het jy my verlaat? Want Jesus het geweet, daar gaan 'n tyd wees, wanneer jy op die sterfbed gaan lê, en jy sal die naam van die Here uitroep. Jesus, nog voor jou geboorte, het Jesus 2000 jaar gelede jou huis in die hemel klaar gebou. Jou huisadres is al klaar geallokeer. My vraag is, terwyl jy nog vanaand lewe, is jou sak gereed. Hy sê nie die woning van die Rooms-Katholieke kerk, hy sê nie die woning van die Baptiste kerk, hy sê nie die woning van die Pinkster kerk of die Handeklap, hy sê nie die woning van wie ook al nie, hy sê die woning wat ek vir u voorberei het. My vraag is u gereed om die woonplek in die hemel? Iemand sê vir my, ek ontmoet 'n broer, hy sê vir my, wie, ek lê op die straat, ek het nie kos nie, ek het nie klere nie, ek weet nie waar om te bly nie, maar weet jy, daar's 'n glimlag om, en toe sê vir my, maar weet jy wat, dat ek hoef niks te hê op hierdie aard nie, ek kan die armste persoon wees in die blok, maar ek weet, Jesus het vir my 'n paleis voorberei, want hy het gesê, hy kom, want hy is die koning van die konings, wat beteken as hy die koning is ek die koning van die konings, beteken u is nie net 'n gewone slaaf nie, maar u is van 'n koning. Is jy gereed? Is jy gereed vanaand? En dis in hierdie oomblik wat ons sê, wie wil sy hande opsteek om sy sak reg te maak met die Here? Dis hierdie oomblik wat ek sê, buig jou hoof en sê, as jy die Here wil aanneem en om seker te maak, is jou sak reg. Ons doen, maar ek gaan dit nie vanaand doen nie. Ek wil hê, jy moet vanaand huis toe gaan. Bepeins hierdie boodskap, want daar gaan 'n tyd kom, wat jy voor die Here gaan staan, en jy sal sê, Here, ek het nie geweet nie.